I never thought that I would ever see the day when every single chain would break, or hear the voice of heaven call my name. Then Christ came, changing everything. He took my sin and shame away. Goeiedag en hartlik welkom by Alles Uniek. Dit is so lekker om weer saam met jou te kuier en baie van julle sal weet dat Woensdae ons kuiertyd is. Ek en jy en Anita van Anita Overcomers. En Anita loop met ons die pad waar sy ons kom leer hoe om te groei van 'n slagoffer tot 'n oorwinnaar. Hoe ons identiteit in Christus Jesus lyk en soveel meer. En ek is opgewonde om net elke Woensdag saam met jou te kuier. Maar vandag is nie Woensdag nie. Vandag is Donderdag en dit is vir my lekker om 'n nuwe program aan jou bekend te stel. En hierdie program is 'n voorlesing uit die pen van Shani Wessels. En Shani skryf die stukke wat die Heilige Gees op haar hart sit. Veral vir ons vrouens, ons ma's, ons susters, ons dogters. Want ons het baie keer 'n geneigtheid om te dink, ons is nie goed genoeg nie. Daar is baie keer so 'n behoefte wat ons nie met mekaar deel nie. Ons loop met soveel seer rond. En dit pas my so mooi in by wat ons elke Woensdag leer saam met Anita, dat ons nie moedslagoffers bly nie. Maar aangaande jou, ek wil amper sê, dit laat my dink soos 'n pappa wat sy dogtertjie op sy skoot tel en haar vashou en vir haar vertel hoe oulik sy is en hoe slim sy is en hoe mooi sy is en dat hy haar altyd sal beskerm en dat hy haar liefhet soos sy is. Weet, en aangaande jou is presies dit. Ek dink nie dit is soos Vader se hart wat oorloop van liefde vir sy dogter. En daar sal tye kom, ek is seker wat hierdie ook nie net vir vrouens gaan wees nie, maar ook vir mans. Mans wat wil weet dat hulle pa se seun is. Maar soos die Heilige Gees gaan lei, so skryf Shani. En dit is my voorreg om dit ook aan jou voor te lees. En ek wil jou aanmoedig om dit vir ander te stuur, sodat hulle kan hoor, wat is God se hart aangaande jou. Onthou altyd dat jy God se oogappel is, dat hy jou lief het. En ek sê altyd, God is te lief om ons te los waar ons is, maar hy is lief vir ons soos ons is. En hy wil ons optel, hy wil ons nuut maak, hy wil ons vry maak, en wat 'n voorreg om ook op hierdie platform te vertel, Jesus red, Jesus maak vry, Jesus verlos ons van dinge wat ons vashou. En hy het altyd die laaste sê, God het die laaste sê. Jesus het vir ons kom sterf aan 'n kruis, sodat ons kan oorwinning behaal. Maar hy het nie net gesterf, maar hy het opgestaan uit die dode uit. En daarom het ek en jy ook die oorwinning. En ons kan saam met hom loop. God die Vader het jou so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het. En hy het jou nog steeds net so lief, soos die eerste keer wat hy aan jou gedink het en jou gevorm het in die skoot van jou moeder. Weet hoe kosbaar jy is. So sonder om verder enige van jou tyd op te neem en voor die voorlesing begin, wil ek jou vir jou sê, gaan maak gou daai lekker koppie koffie, dan sit jy agteroor soos ouer gewoonte, waar jy lekker gaan saam luister en inneem en bepeins, weer teruggaan en weer luister. Ek wil eintlik sê, dit is soos 'n liefdesbrief elke donderdag van God aan jou. Geniet dit, wat Heilige Gees vir jou wil kom sê. Geniet elke oomblik en deel dit ook met ander. Blessings en mooi bly, ons gesels weer volgende week. Toe die gedagte van aangaande jou gebore was dit iets na aan my hart, iets waaroor ek gebid het. Ek is Shani Wessels, vrou van pastoor Desmond Wessels. Ek is baie lief vir die Here en my passie is worship. Daai diep ontmoeting met die Here waar jy jouself verloor in sy teenwoordigheid. Jep, dis ek.
Ek het 'n sielelas en dis waarom ek skryf. Ek wil vrouens bemoedig en soveel moontlik na die Here lei. Om 'n vrou te wees kom met sy eie uitdagings. Die I am woman, hear me roar is nogals waar. Julle dink seker girl power, maar die krag in elke vrou is God. Net hy ken jou, alles van jou. Steeds is God lief vir jou. In jou dae van alles voel, dae wat jy net nie lus is vir niks nie, daai nie eers lus voel om make-up aan te sit daar nie, weet dat jy in God se gedagtes is. Mag hierdie bladsy, die podcast, die voorlesing, jou seën in jou wandel, elke dag, en dat julle weet wie en wat julle in die Here is. So dames, hier gaan ons. Shani. I've got you under my skin. Is nie vir almal 'n mooi liedjie nie. Soms klim iemand so diep onder jou vel, dat jy voel jy wil skree. Ek glo soms is ander se woorde onder ons vel. Dit vat wortel en groei. Daai ingroei haartjie wat so seer is dat dit begin sweer. Jy trek die haartjie uit en sit 'n pleistertjie op en dis beter, maar jy sal altyd onthou hoe seer dit was en probeer om jou seep, room of sent te verander sodat dit nie weer gebeur nie. Lelike woorde is vieslik. Dit sny diep in jou menswees en los letsels in jou gedagtes en emosies. Daai vergeet en vergewe hou nie, want sodra jy begin onthou, kom al daai negatiewe gedagtes terug. Baie vrouens spandeer daar duisende rande om hulp te kry, maar dit kom nie reg nie. So vat dit oor en word 'n steen in jou hart, wat so swaar weeg, dat jy knak. Diens na diens luister jy na boodskappe oor vergifnis en bevryding, maar jou gedagtes en emosies blok dit. Dit is 'n gesukkel wat jare na die tyd, al het jy gedink dis al verby, kan iets te trigger en jy weer die oorlog begin in jou innerlike mens. Jy voel dit asof dit gister was en daai holkol in jou maag vorm van vooraf. Hierdie is nie 'n oornag boodskap nie, want dit help nie, jy sit net weer 'n pleister op, net om dit weer later af te ruk nie. Die is 'n step 1 boodskap. Jy gaan moet regmaak met jouself. Daai wrok wat jy dra, maak jou siek, liggaamlik en geestelik. Probeer vandag bid vir jouself. Daai woorde onder die vel saadjie moet sterf, want as dit ontkiem, is jy weer terug by die begin. Vader, help haar asseblief vanaand wanneer sy bid. Vat haar hand in u hand, druk dit styf vas, dat sy weet, sy is nie alleen nie. Al die emosies wat al vir jare opgekrop het, smel dit met u liefde vanaand. Laat dit wat haar bind, sal loskom. Mag sy weet dat wanneer u daai seer aanraak, dat dit kan gesond word. Gee haar die krag om dit te laat gaan, sodat die proses van herstel kan begin. Bewaar haar gedagtes en help haar om haarself te vergewe, omdat sy dit aanhou dra en haarself opnuut seermaak. As u werk, kan niks of niemand teen dit staan nie. Ons enigste hoop is u, Here Jesus. Ons het u lief. Amen. Then Christ came.